Die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 124. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. 'n boek wat ek 27 jaar terug geskryf het en ek seker goed genoem het wat in 2025 sou gebeur het. Spot on, presies reg, en aan Jaffa al die eer, al die lof en die eer, ekskuus my. Is laat nag en bietjie koeler in die ateljee. Maar dis ongelukkig die tye wat ons opneem en dis hoe dit is. So, ons kla nie, ons is net dankbaar dat ons dit kan doen. So, sou jy belangstel in die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, dis 'n moed, dis eintlik 'n moed in elke huis. Kontak my by WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za sodat u bo kan sien vir u gerief. Ons is by deel 124, so u het 123 gedeeltes gemis. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor. Ons is op die einde. Ek dink ons gaan nog hierdie week en nog volgende week nog 2 hierdie uitsending en nog 1 uitsending klaar te maak. Ek wil sê, moenie die laaste uitsending mis nie. Want dit gaan die klimaks wees rondom die geeste en die demone wat onder die Eufrat rivier vasgevang is. Gaan na deel 1, begin voor en dan stap jy deur deel 1, deel 2, deel 3. Pen, papier is uiters belangrik, né? En ook 'n 33 Bybel. Teken in, ons noem dit subscribe, sodat jy die kennisgewings kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is, lesings, vertel vir ander, deel dit met ander mense. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons vereenselwig ons nie met enige instansie, messiaanse groepe, Israel Visie groepe, Hebrew Roots Movement, kerke, organisasies, denominasies. By die tyd weet jy, ons behoort aan niemand nie, ons behoort aan Jaffa. Halleluja. Jaffa, ons Vader, ons word geleer en gelei deur die Ruach HaKodesh. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons funksioneer reg oor die wêreld, waar mense konsentreer in die woord en waar Jaffa manne en vrouens opbou, van jongs af en ander ouer garde. Openbaring hoofstuk 22. Ons is by vers 13. Vers 13. Hy sê, vers 13, en ek, dis Jaffa, is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Nou ek sê dat hierdie vers 12 en vers 13, die 2 geleesde versgedeeltes, is vir die bruid van Jaffa, wie volgens vers 11 heiliger en skoner geword het, want vers 11 gesê, die wat skoon is sal skoon is, en die wat heilig is heiliger, en die wat vuil is, soos 'n vark, vuiler. So vers 11 sê, jy wat heilig is, heiliger, skoner. Ons praat van die bruid. Weet jy wat, as bruid van Jaffa, as Jafiste, kan ons nooit te naby lewe nie. Nee, inteendeel wil ons wil inkruip. Ons wil hoor, ons wil ervaar, ons wil leer. Net goeie nuus, ons sê so, volgens vers 11, heiliger en skoner geword, net goeie nuus, omdat daar altyd hierdie verwagting in ons harte, van ons sielsdimensies is, dat Jaffa op die wolke gaan verskyn, ons te kom haal, Parosha. Die bruid van Jaffa weet verseker, dat Jaffa, hy is ons bruidegom, hy is die Alpha en die Omega, as ook die begin en die einde,
Hy is die eerste en hy is die laaste. Halleluja. Ons raai nie meer oor dit nie. Dis feite. Hierdie versgedeelte hier in die einde van ons Bybel, naamlik Openbaring 22 vers 13, bevestig presies dit wat ek in die eerste hoofstuk van die boek Openbaring geskryf het en gepreek het. Is natuurlik in die twee stelsels tot die boek van Openbaring. Naamlik Openbaring 1 vers 8. Kan u onthou wat sê Openbaring 1 vers 8? Dink vinnig. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Is dit nie ironies dat die een is in die begin en die ander is op die einde nie? Die Bybel sê mos op die getuienis van 2 of 3 staan die woord. Nie dat Vader Jahwe 'n getuie nodig het nie. Maar dit is altyd goed vir 'n buitestander wat inkyk. Om te sê, daar staan dit in Openbaring 1 vers 8 en hierso staan dit Openbaring 22 vers 13. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, die eerste en die laaste. Prys sy naam. Prys sy naam. Dit is wat ons as Jahwiste so opgewonde maak, wanneer die woord van Jahwe keer op keer homself bevestig. Nog nie een keer in die woord van Jahwe Almagtig het hy homself weerspreek nie, nog nooit nie. Maar elke keer bevestig en herbevestig die een skrifgedeelte die volgende skrifgedeelte. Die agnoste, die ateïste kom, hulle sê vir jou, ja, die Bybel weerspreek homself. Nee. Weet jy hoekom in kerke, hulle sê, die Bybel weerspreek homself. Weet jy hoekom? Want hulle kon nooit die beeldspraak verstaan nie. Die protestante kerke 600 jaar gelede en meer, het ons nooit kom leer van beeldspraak nie. Kan ons dink, as ons pastore, toe ons jong kinders was, die beeldspraak vir ons kon verduidelik het? Dat sou meeste van hulle nie vrek bang gewees het vir die boek Openbaring en die boek Daniël nie. En dan sou dit soveel makliker gewees het vir die gemeente om te kon groei in die woord. Hoekom? Want ons sou kon leer om tussen die lyne te lees. Maar weet jy wat? Vir die kerk is dit 'n probleem, dat die lidmate te slim raak. Die Engels is, hulle word te clever. En as hulle te clever raak, dan gebeur dit dat hulle later nie meer die pastoor en die predikante nodig het nie, want hulle kan mos self die woord lees. Vir my is dit die grootste wonderwerk, wanneer u die dag kan sê, ek het nie Prof Hannes nodig nie. Ek kan nou self lees en verstaan. Wonderlik. Dis wat ek wil hê. Dis hoekom ons omtrent 20 jaar terug die Bybelskool begin het. Is om die kennis wat ek gehad het, te kon oordra na die volgende geslag toe, en die volgende generasie. Ek het eendag vir Pastoor Rika gesê, terwyl ons gery het, dis jammer, maar as ek moet doodgaan, gaan daar 'n klomp inligting saam met my dood. 20 jaar terug het ek maar 'n paar boeke geskryf gehad, teenoor waar ons nou is. So ek sê nie ek is enige iets nie, maar die feit dat ons die Bybelskool begin het, om die mense op te lei in die bonatuurlike gebaar, daai tyd het ons nog nie eers die name geken nie, ons was eers 15 jaar terug tot die name gekom. Wat nie 'n fout was nie, dis die tyd wat Jahwe bepaal het. Maar vir my om studente te bemagtig, dat hulle pastore word, en hulle gradeer in die woord, oplei in die woord, en natuurlik die ander 3000, 4000 wat woordstudente is, wat nie studeer vir grade en diplomas en die tipe goed om 'n pastoor te word nie. Hulle is net woordstudente. Hulle hoor nie oor die papier op die muur nie. Hulle sê, hoe sê broer Skalk en suster Elsa, en broer Wynand en suster Estel, hulle sê, ons wil dit in die kop hê. Dit moet hier wees. Ons hoor nie oor die papier op die muur nie. Dis reg so. Het gaan oor die kennis. Soos ek sê, daar 3-4 000 studente wat omdat my curriculum van my kursus op die internet lê.
Ek wil hê die mense moet bemagtig wees. Wonderlik as jy kan kom en sê, ek het nie meer Prof Hannes nodig. Ek doen my eie ding. Daar's van die pastore wat besig is om hulle eie bedieninge op die internet te skep en aan te gaan, en baie keer dan bel van die pastoor en sê, Prof, hoe moet ek hier maak, wat moet ek daar sê? En dan gee ek vir hulle die regte inligting. En weet jy wat, elke keer sê ek vir Pastoor Rika, wonderlik, wonderlik, wonderlik. Die kinders word groot. Die kinders word volwasse. En weet jy wat? Hulle gaan kinders hê. En dan kan ek doodgaan. Ons kan sterf. Uitleef, hierso uit die lewe uit, en by Jafashua in lewe. Dis waarvoor ons lewe. Ons lewe om uit te lewe hierso. Met die wete dat daar's manne en vroue opgelei vandag, wat die bediening kan vorentoe vat. Ja, dit mag miskien nie presies dieselfde wees nie, maar Jaffa op die einde, Jafashua sê op die einde van die dag, hy is die hoof, hy is die kop, hy is die hoof van die liggaam waarin ons funksioneer. Halleluja. So nie een keer weerspreek die skrif homself nie, maar die skrifte bevestig homself een keer op die volgende keer op die volgende keer. Wanneer ons die volgende versgedeelte bestudeer, is dit weer noodsaaklik dat ons moet kennis neem van die beeldspraak in hierdie gedeelte. Nou is die opskrif is die boom van die ewige lewe. Ja. En dis hierso, presies net hierso, waar baie kerke en teoloë, professors en dokters en pastore en predikante en priesters groot winde gesluk het al. Nou sê hy in vers 14, dis natuurlik Openbaring 22:14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Ek het hom nou gelees soos wat hy geskryf staan. Wat verstaan u onder hierdie skrif? Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poort in die stad. Sonder dat u dit dalk besef het, word daar in hierdie spesifieke versgedeelte ook 'n uitnodiging gemaak aan elke persoon wie aan die wette van Moses vashou. Het jy dit gehoor? Wanneer vers 14 verklaar, salig is in hakies die Jode of enige ander persoon wat Jaffa Almagtig se gebooie of die wette doen, sodat hulle net hierdie genoemde Jode of groep mense ook reg kan hê op die boom van die lewe, naamlik Jafashua, en ook kan ingaan deur die poort in die stad, naamlik die nuwe Jerusalem, volgens Openbaring hoofstuk 12, soos ons reeds gesien het. Ekskuus tog, Openbaring hoofstuk 21, soos wat ons reeds gesien het. Hierdie skrifgedeelte praat eintlik met die Israeliete, wat deur die groot verdrukking moet gaan. Kom ek lees die skrifgedeelte weer. Salig is die Israeliete, want onthou, hulle moet nog gered word in die groot verdrukking. Groot verdrukking het nog nie gebeur nie. Ons het al deur die geskiedenis gegaan. Ons ken die resepteboek. Ons weet hoe dit gaan wees. Ons weet wat gaan gebeur. Vers 14. Salig is die Israeliete, wie sy gebooie doen. Sy is hoofletter S. Is Jaffa Almagtig. Hulle doen sy gebooie. Wat doen die ouens vandag? Hulle soek 'n derde tempel, die ortodokse Jode. 'n Derde tempel, hulle wil 'n nuwe godsdienstige staat hê waar die offerhandes teruggebring word en die hoofpriesterlike bediening, en hulle wil 'n derde tempel bou en hulle die rooi hieverkooi en al die dinge. Die Bybel sê salig is hulle as hulle dit doen. Weet jy hoekom? Want hulle verstaan nie oor die genadebloed nog nie. Hulle soek hulle saligheid in die bloed van lammetjies en bokke en diere en skape en duwe.
en heifer koei. En 'n hoëpriester wat eers vir homself moet offer omdat hy sondig is. Dis hulle voorvaders wat geskree het. Toe Pontius Pilatus, toe Barabbas sê, hier's Pontius Pilatus. Ekskuus tog, toe Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas die moordenaar, hier's Jafashua. Toe sê hulle dat Barabbas gaan, kruisig Jafashua. Toe vat Pontius Pilatus water en was sy hande. Hy sê ek vind geen skuld in Jafashua nie. Wat skree hulle? Ekskuus tog, ek jammer. Hulle sê wat skree hulle? Laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En nou is die tyd waar ons lewe in hierdie 21ste eeu, wel dis nou nog steeds 2025, alhoewel dit die 26ste is vandag, is hulle nou nog steeds, nou begin hulle weer om alles te laat herlewe wat tot niet gegaan het 70 na Jafashua. Wat is 70 na Jafashua gebeur? Wel is toe die Romeinse keiser Titus die tempel in Jerusalem afgebrand het en die stad se mure omgegooi het en die paar Israeliete of Jode wat oorgebly het in Europa ingevoer het, waar hulle onder die verskillende nasies ingeteel het om te kan oorleef. En hulle in 1948 teruggegaan het na hulle tuisland toe en 'n nuwe nasie probeer bou daar. Verstaan? Dis wat hoekom dit belangrik is om na die reeds te luister, eskatologie in die Bybel. Veral die voorste gedeeltes, dis waar ek die goed aangespreek het. En teen die einde van dit gaan ek weer oor die goed praat. Naamlik die eskatologie in die Bybel. Nou sê salig is die Jode of Israeliete wat sy, dis Jahwe Almagtig se gebooie doen, sodat hulle, dis Israel, net hulle, reg kan hê op die boom van die ewige lewe. Wie is die boom van die ewige lewe? Is Jafashua. Maar ek en u het nie gebooie nodig en 613 wette nodig om by sy bonatuurlike boom van die ewige lewe uit te kom nie. Ons funksioneer in die genadebloed van Jafashua, wat ons deelagtig geword het. En waar die woord kom en sê dat Vader Jahwe nie behaag dat ek aan my vlees besny word nie, maar aan my sielsdimensie, die woord sê aan my hart, my sielsdimensie. En ons weet reeds dat ons moet na ons tot bekering gekom het, want Jahwe Vader het nou vir hom 'n heidense volk uitgekies. Hy sê hulle wat geen volk was nie, het nou die volk van Jahwe geword. Wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh, Johannes 3 vers 1 tot 11, waar Jafashua van Nikodemus sê, 613 wette werk nie meer nie. Verstaan? Jy moet wedergebore word. Jy moet weergebore word. Uit die water en die Ruach HaKodesh, onderdompel word, die ou mens van sonde begrawe. So, vir Israel funksioneer vandag in 2025 die gebooie nog steeds. En hulle wil die hoë priesterlike bediening en alhoewel dit van geen waarde is nie. Want hulle moet by Jafashua uitkom. En dit gaan net in die groot verdrukking gebeur. Wanneer hulle gaan besef, daar's geen ander manier nie. Want die antichrist gaan hulle nie toelaat om 'n tempellike bediening en goed te praktiseer nie. Sodat hulle reg kan hê op die boom van die ewige lewe. U weet al by die tyd dat ek verduidelik het in Genesis 1, die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die ewige lewe. Waar Jahwe sê, as toe Adam en Eva tot 'n val in sonde gekom het, as hulle nou maar net hulle hand uitsteek en van die boom van die ewige lewe eet, dan sal hulle oë weer oopgegaan het. Nee, hy sê, dan sou hulle soos een van ons geword het. Verstaan ons dit? Wat het ek en u vandag? Ons het ons hand uitgesteek en die boom van die ewige lewe aangeraak. Wat is dit?
Dis die genadebloed van Jahweh, wat hy op die kruishout van Golgotha gestort het. So die boom van kennis van goed en kwaad in Genesis 2 en die boom van die ewige lewe is nie twee bome nie, of Genesis 3, is nie twee bome nie. Dis twee verbeeldings, dis twee metafore. Satan, die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die ewige lewe, Jahweh. Die duisternis en die lig. En die woord sê, kies vandag watte God of Elohim jy wil dien. Die God is Satan, die God van duisternis, of Elohim. Want Satan is nie Elohim nie. Dis ook die woord God gebruik, soos in die 33 vorm. En Satan met 'n klein lettertjie S, gee hom geen plek nie. Hy sê, kies vandag wie jy wil dien. Wil jy die duisternis dien of wil jy die lig dien? Wil jy in die leuns lewe of in die waarheid? Want hy is die vader van die leuns, sê die woord. Hy sê so, wanneer dat hulle aan die boom van die ewige lewe reg kan hê, en kan ingaan deur die poorte van die stad. Eers wys hy vir my die boonste gedeelte. Salig is die wat sy gebooie doen. Nou in die groot verdrukking is daar die 144.000, dit is Openbaring 9, die 144.000. Openbaring 7, Openbaring 9, probeer nou vir ek ding. Waar hy sê, 12.000 het elke stam van Juda, van Jakob. Wat kom doen? Hulle is evangeliste wat die evangelie aan die volk van Israel gaan preek, wanneer hulle op pad is, Petra toe. Waar hulle in die woestyn gaan wegkruip. Waar Jahwe hulle gaan oppas. En waar vanaf hulle wegraping, die harpacho, gaan plaasvind. So salig is hulle wat sy gebooie doen. Daar's nie redding in die gebooie nie. Maar dit gee hulle, deurdat hulle met dit besig is, kan hulle oë oopgaan, sodat hulle by die boom van die ewige lewe kan uitkom, en kan ingaan, deur die poort van die stad. Wat is stad? Wat is stad? Die nuwe Jerusalem, Openbaring 22, Openbaring 21. Die nuwe stad Jerusalem het niks met my en met u te doen nie. Ons het niks met dit te doen nie. Ons is nie 'n vergeestelike Israel of Israeliete nie. Ek kan onthou, en ek het dit gepreek toe ek jong was, toe ek 'n jong pastoor was. Want ons was dit geleer op Bible College. Ons is die nuwe Israel. Die heidense Israel. Nee man. Ek kan nooit 'n heidense of 'n vergeestelike Israel wees nie. Want ek funksioneer nie onder die 613 wette van Moses nie. Dis die eienskappe van 'n vleeslike Israel. Die besnydenis en die Sabbat en die feeste en die maande en die offers van diere bloed. Ons funksioneer nie daarin nie. Inteendeel sê Hebreërs hoofstuk 7 vers 18, dis tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek en jy funksioneer nie daarin nie. So ons is nie 'n geestelike Israel nie. Ons was 'n heidense volk. Wat as uitverkorenes geroep is. Halleluja. Wie se name wat voor die grondlegging van die aarde af reeds in die boek van die ewige lewe geskryf was, wy of verordeneer was tot die ewige lewe, wat ons verordenering verlore deur in sonde te val en te lewe. Deur die genadebloed van Jahwe, sy opstanding uit die dode en sy ewige lewe, het hy gekom en hy het vir ons dit kom teruggee. Waar ons tot bekering gekom het, deur die bad van wedergeboorte gegaan het, en ons beklee het in Jahwe, is ons uitverkiesing herstel. Nou moet ons die kleed rein hou, om my uitverkiesing gestand te doen. Wat ek in u eintlik gehad het, voor die grondlegging van die aarde. Maar deur die sondige natuur van die mens, het ons kleed bevlek en besmet
maar die genadebloed van Jafashua. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit word soos sneeu, halleluja. Sy bloed kan enige ding doen, sy bo-natuurlike genadebloed kan enigiets doen, hy kan enige sondaar red, hy kan die vuilste kleed reinig, hy sê, ek vat jou kleed van sonde, ek werp in die see van vergifnis, en ek dink nooit weer aan, hy trek vir jou 'n nuwe kleed aan. Daai verlore seun wat tussen die varkhokke opgeëindig het, wat tussen die hoere en die dobbelaars en die ouens gegaan het, en sy erflatenskap gemors het, en by die varke gesit en verlang het, om van die pele van die varke te eet, want hy kon dit nie kry nie. Wat toe hy by sy vader kom, hy sê, ek sal teruggaan na my vader, en hy kan van my 'n diensknegt maak, ek wil nie seun wees nie, hy hoef my 'n seun te noem nie. Sy vader het hom omhels, en hy het vir hom 'n nuwe kleed aangetrek. Hy sê, was hom, trek hom aan, trek vir hom 'n nuwe kleed aan. Slag die vetgemaakte kalf, o, halleluja. Dit praat van die blydskap. Die woord sê ons, daar's blydskap in die hemel, wanneer een siel hom tot Jafashua beklee, tot Jafashua wend, en tot bekering kom. Die woord sê Galate 3:26-29, ons wie in Jafashua se naam geonderdompel is, het ons met Jafashua beklee. Daar's 'n gesegde wat sê, we put on Christ, nie Christ nie, Jafashua. Ons het Jafashua aangetrek, die bruilofskleed. Daar's nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van vader Abraham, erfgename. Ek en jy is erfgename as Jafiste van alles wat Jafashua besit het. So wat gebeur? Vandag funksioneer die Jode onder die wette. Hulle wil die rituele terugbring in die wêreld, alhoewel dit sinneloos is. Maar dit kan hulle by die boom van die ewige, dit is nie die boom van die ewige lewe nie, dit kan hulle by Jafashua uitbring. Ek sien, Pastor Rika sê vir my, want sy doen baie navorsing, en sy sê vir my dat elke tweede week is daar 'n nuwe verskynsel, met hierdie heilou ligte en goed wat hulle skyn oor die tempel, en sê hulle, Jesus het verskyn, en Jesus is hierso, en daar het al 20 Jesusse verskyn. Want hulle soek hom. Want hy moet in die tempel gaan sit. Dis nie wat die Bybel sê nie. Nee. Die een wat in die tempel gaan sit, mooi gaan lees, 1 Tessalonisense 2 sê, dat hy sal in die tempel sit. Dis die Rooms-Katolieke paus. Hy sal sit as die vredemaker. Hy sal sit as die een wat die vals vrede gaan beoefen. En naamlik Israels offers brand. Hoe kan Jafashua kom offers brand? Vir wie? Vir die Joodjies? Nee, hy sal nie vir hulle kom. Hy het dan klaar alles gedoen. Hy het die volle prys betaal. Hy juis die 613 wette tot niet kom al. Hoekom sal hy dit nou kom sit en doen vir hulle? En dan gaan hy die verbond breek en dan word hy die antichrist. Eers is hy die verlosser, nou sê die antichrist. Jy sien maar, hulle speel met hom, die stukkies wat hulle wil hê vir dit gryp hulle, die stukkies, so ek wil eintlik die terminologie gebruik met rekenaars. Hulle cut and paste. Hulle Photoshop. Skiet 'n foto daar, las 'n stukkie van daai in. Ek jou sê ouens wat kan Photoshop, hulle maak 'n ding wat lyk asof dit die waarheid is. Dan vat hulle die ou se kop en daai ou se lyf en die ding en daai ding en hulle maak hologram is die woord wat ek gesoek het. Dis mos 'n nuwe tegnologie, die hologram. Oor die tempel in die Dome of the Rock sê die Jafashua staan. En dis ook die hologram. Ek lees sommer dit het nou net by my opgekom wat in Openbaring 13 vanaf vers 10 waar hy sê en die valse profeet sal die beeld maak wat kan praat dat die mense hom kan aanbid. Holograms. Dis so fisies waar wat hulle doen met laserligte. Ons lewe, ek wil die Engelse terme gebruik, we are living in a time of deception, time of the lies. Ons lewe in die tyd van die grootste leuns en waar die Satan besig is om 'n doek of 'n sak oor die oë van die mense te trek. Nou soek almal, dink hierdie vers 4, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle is Israel reg kan hê op die boom van die ewige lewe en ingaan in die poort van die stad. Daai stad is nie
is nie Jafashua nie. Dit is beeldspraak na die tempel. En ek en u, wie Jafiste het met daai vers 14 niks te doen nie. Ja, so die tyd ons gevang. Ek gaan volgende week as Vader Liewe Sondagspaar, gaan ek weer oor vers 14 praat. En dan gaan ons bietjie meer uitwy oor hom. Vat hierdie skrifgedeeltes, doen vers 15, 16, 17, kyk verder en sien of u die beeldspraak daar kan raak lees. Kom ons wees volbloed Jafiste en ons bedien die evangelie. En ons ook die kontak, die links. Kom ons stuur dit aan dat mense die boodskappe kry. En vertel nuwe mense om by hierdie reeks by deel 1 te begin. Bid vir die bediening, ons het dit nodig. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.